van hierdie tweede deel waarin ons besig is vanaf hoofstuk 40 tot 66, is God besig om sy volk te bemoedig. Die tema vandag is die lied van die dienskneg. Die opskrif in ons Afrikaanse Bybel is die kneg van die Here. In die King James is die opskrif The Lord's Chosen Servant. Guzik gee aan hierdie hoofstuk die opskrif The Servant's Song, en hy behandel dit onder die tema The Song, the Glory and the Victory of the Servant. Hier begin die uitbeelding van die komende Messias in hierdie tweede gedeelte van Jesaja. Jesaja gaan baie meer fokus op hierdie komende dienskneg vanaf hoofstuk 49 tot 57, maar reeds hier in die begin, om te bemoedig, sê God vir sy volk, ek gaan vir julle 'n nederige dienskneg stuur. Die beeld van die Messias begin vroeg in hierdie tweede gedeelte ontvou. Hierdie hoofstuk is mooi opgedeel in twee gedeeltes, vers 1 tot 9 en dan die res, en ons gaan vandag net stil staan by vers 1 tot 9, die eerste gedeelte. Die hoofstuk open met God wat sê, daar is my kneg, hoofletter, wat ek ondersteun, my uitverkorene in wie my siel 'n welbehae het. Ek het my gees op hom gelê, en hy sal die reg na die nasies uitbring. Vers 2 sê hy sal nie skreeu of uitroep, of sy stem op die straat laat hoor nie. Vers 3, 'n baie bekende vers, die geknakte riet sal hy nie verbreek, en die dowwe lamp het nie uitblus nie, met getrouheid sal hy die reg uitbring. Hy sal nie dof brand of geknak word, totdat hy die reg op aarde gegrond het nie, en die eilande wag op sy leer. Daar is geen twyfel dat hierdie eerste 4 verse 'n direkte profesie is aangaande die koms van ons Here Jesus as heiland en verlosser na die aarde toe nie. Hy word weer aangehaal, Jesaja, in Matteus 12, wanneer Matteus die volgende skryf, Matteus 12 vers 15, en ons gaan lees tot by vers 21. Toe Jesus dit bemerk, het hy daarvan dan weggegaan en groot menigtes het hom gevolg. En hy het hulle almal gesond gemaak, en hulle streng bevel gegee dat hulle hom nie bekend moes maak nie, sodat vervul sou word die woord wat gespreek is deur die profeet Jesaja. Kyk, my kneg wat ek uitverkies het, my geliefde in wie my siele welbehae het, ek sal my gees op hom lê, en hy sal aan die nasies die reg verkondig. Hy sal aan die nasies die reg aankondig, hy sal nie twis of uitroep nie, en niemand sal sy stem op die strate hoor nie, 'n geknakte riet sal hy nie verbreek, en 'n lampet wat rook sal hy nie uitblus nie, totdat hy die reg tot oorwinning uitbring, en op sy naam sal die heidene hoop. Dis 'n presiese aanhaling, amper woord vir woord, van Jesaja 42 vers 1 tot 4. Vriende, van die begin af, voor die grondlegging van die wêreld af, was dit die plan dat ons heiland na die aarde toe sou kom, om die mens te kom red van sonde, nie as 'n heerser nie, maar as 'n dienskneg, 'n nederige dienskneg. Dat hy tydens sy eerste koms na die aarde, om die verlossingswerk van die mens te kom bewerk, sou kom nie as 'n heerser nie, maar as 'n dienskneg. Die tweede keer as hy kom, wanneer hy sy voet op die Olyfberg sit, en hy sy koningskap vestig in Jerusalem, sal hy kom as 'n heerser, maar die eerste keer het hy gekom as 'n nederige dienskneg. In Matteus 20 sê ons heiland self, dat hy gekom het om 'n dienskneg te wees. Ons lees vanaf vers 25. Maar Jesus het na hom geroep en gesê, julle weet dat die owerstes van die nasies oor hulle heers en die groot manne oor hulle gesag uitoefen, maar so moet dit onder julle nie wees nie. Maar elkeen onder julle wat groot wil word, moet julle dienaar wees, en elkeen wat onder julle eerste wil word, moet julle dienskneg wees, net soos die seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie.
Ons lees in Handelinge 3 vers 13, die God van Abraham en Isak en Jakob, die God van ons vaders, het sy kind Jesus verheerlik, hom wat julle oorgelewer het, en voor Pilatus verloon het, toe hy besluit het om hom los te laat. Vers 26 van dieselfde hoofstuk, God het nadat hy sy kind Jesus opgewek het, hom eers vir julle gestuur om julle te seën, deur elkeen van sy booshede te bekeer. In hoofstuk 4 vanaf vers 27 lees ons, want waarlik Herodes en Pontius Pilatus het saam met die heidene en die volke van Israel vergader teen u heilige kind Jesus wat u gesalf het, om alles te doen wat u hand en u raad vooruit bepaal het om plaas te vind. En nou, Here, let op die dreigemente en gee aan u diensknegte om met alle vrymoedigheid u woord te spreek, deurdat u u hand uitgestrek het tot genesing en tekens en wonders deur die naam van u heilige kind Jesus plaasvind. Hierdie woord kind in Hebreëus is die woord pais, dit beteken knegg. En die disippels noem hulle self u diensknegte. Dit was die plan, altyd, reg van die begin af. Hy sou kom as 'n dienskneg. En Guzik skryf hieroor, hy sê, die Here Jesus as dienskneg is vir ons meer as net 'n voorbeeld. Hy is ook ons dienaar. Hy dien ons, nie net wat hy in die verlede gedoen het nie, maar ook elke dag is ons onder sy konstante liefde en sy sorg en sy leiding en sy voorbidding. Hy het nie opgehou om ons te dien toe hy na die hemel toe gegaan het nie. Hy dien nou al sy mense meer effektief as ooit van tevore vanuit die hemel. En hierdie geld vir alle mense wat hom aangeneem het, al sy disippels, al die bloedgewaste kruisdraers wat hulle rug op hierdie wêreld gedraai het, al die bloedgewaste kruisdraers wat hulle self verloon het en hom volg. Ons praat nou nie hier van die voorspoedspredikers en die sy het en klei met mense wat dink dat God vir hulle werk om hulle eie vleeslike begeertes te kom vervul nie. Moenie my verkeerd verstaan nie. Die Here Jesus dien vanuit die hemel sy volgelinge, sy ware disippels, die wat hulle rug op die wêreld gedraai het, die wat hulle self verloon het, hulle kruis opgeneem het en hom volg. Hy dien ons, hy bedien ons, deur vir ons in te tree by die Vader, deur vir ons voorbidding te doen, deur te kommunikeer met die Heilige Gees oor wat ons nodig het en hoe hy ons kan help. Hy is nog steeds 'n dienaar. Daar is my knegg. Dis asof God vir die hele wêreld sê, kyk, daar is my knegg. En hy sal suksesvol wees, want ek sal hom ondersteun. Vers 1, daar is my knegg, wat ek ondersteun. God self, God die Vader self, het sy seun Jesus, sy knegg Jesus, op aarde ondersteun. Daar was geen manier waarop hy alles sou kon doen, wat hy gedoen het, en gesterf het soos wat hy gesterf het, as God die Vader en die Heilige Gees hom nie geondersteun het nie. En so ondersteun God ook elke een van ons, wat disippels van Jesus is. Geen een van ons sal 'n tree geestelik kan loop sonder sy kragtige ondersteuning nie. Daar is my knegg, sê God, ek ondersteun hom, my uitverkorene, in wie my siel 'n welbehae het, ek het my gees op hom gelê. En hierdie woorde vind net so vervulling in Matteus 3, vers 16 en 17, en nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim, en met eens gaan die hemele vir hom oop, en hy sien die gees van God soos 'n duif neerdal, en op hom kom, en daar kom 'n stem uit die hemel, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Jesaja gaan voort en hy sê, hy, hierdie diensknegg van my, sal die reg na die nasies uitbring. Toe die Heilige Gees daardie dag op Pinksterdag uitgestort is op die disippels in die bovertrek, het die evangelie van redding ontplof oor die destydse bekende wêreld. Dit het onder die nasies versprei soos 'n veldbrand. En ons is vandag nog steeds besig met hierdie werk. Vandag nog steeds is die ware kerk besig om die evangelie
van redding en van lig, die boodskap van redding deur genade, die boodskap van die kruis, die boodskap van heiligheid, die boodskap van verlossing van sonde, die evangelie van verlossing uit die duisternis na die lig, na die nasies toe te bring. Die kerk van die Nasarener waarvan ons deel is, ons denominasie is tans besig in omtrent 176 lande. Huidiglik is ons een van die grootste sendingkerke in die wêreld, as ons nie die grootste is op hierdie stadium. Ons is steeds besig om die lig uit te bring en die reg na die nasies, en hierdie is slegs die begin, vriende. Dit wat ons in die kerkbedeling doen, is net die begin. Wanneer hy sy troon in Jerusalem vestig, sal hy sy reg na die nasies uitbring volkome. Vanaf vers 2 tot 5 beskryf God dan die karakter van hierdie knegg. Vers 2 sê, hy sal nie skreeu of uitroep, of sy stem op die straat laat hoor nie. Redpath skryf die volgende, hy sê, dink vir 'n oomblik aan die beskeidenheid van God. Hy is altyd aan die werk. Hy lei die son, die sterre en die heelal. Hy beheer elke sterrestelsel. Hy verfris die aarde voortdurend. Maar hy werk so stil, dat baie mense dink, daar is geen God nie. Dit is die kenmerk van werklike diens. Die stil diensknegt. Vriende, niks wys oppervlakkigheid soos 'n lawaai nie. Die ou mense het nie verniet gesê, leë blikke maak die meeste geraas nie. Dink vir 'n oomblik aan die beskeidenheid van God. Dit is so anders as hierdie wêreld. Hierdie wêreld is lief vir lawaai, harde musiek en harde partytjies en lawaai in die strate en dis 'n geskreeu en dis 'n geadverteer en dis 'n gebombardeer met inligting. Dit hou net nooit op nie. Die hele wêreld is gerad op 'n geraas. Dis onrustig. Want dis die aard van die koninkryk van die duisternis. Want hierdie wêreld hou daarvan om te spog, om met vertoon en grootsheid die aandag van die mens vas te vang, die beste van dit, die grootste van dat, die nuutste van wat ook al. Alles uiterlike vertoon, om die leegheid aan die binnekant weg te steek, 'n lawaai om die dors te verdoesel. Maar God se knegg doen sy werk in stilte, diep in die harte van mense. Jesaja gaan dan voort met sy beskrywing van hierdie diensknegt in vers 3. En hierdie is 'n baie bekende vers op wie baie mense al so gesteun het in moeilike tye. Hy sê die geknakte riet sal hy nie verbreek, en die dowwe lamp het nie uitblus nie, met getrouheid sal hy die reg uitbring. Hierdie is 'n kragtige vers, vriende. Guzik skryf oor hierdie vers, hierdie is nog 'n verwysing na die sagte karakter van God. 'n Riet is 'n redelike brose plant, maar as 'n riet gekneus is, sal die dienaar dit so sag hanteer, dat dit nie breek nie. En as die lamp het nie vlam nie, maar net rook, sal hy dit nie blus nie. Hy sal saggies daarop blaas en dit weer aan die brand kry. Hy hanteer ons swakhede en ons mislukkings so saggies en teer. Hy help ons voort totdat die gekneusde riet sterk is en die rokende lamp het in volle vlam. En dan haal hy vir Redpath aan wat geskryf het, dink weer aan daardie riet. Iets wat vergruis is of seer gemaak is deur onvriendelikheid, 'n lewe wat op een of ander manier gebuig en gekneus en verpletter is sonder krag en skoonheid. Daar is niks aantreklik aan 'n riet nie, skryf hy. Daar is ook beslis niks aangenaam aan die omstandighede waarin riete leef nie. Dit groei gewoonlik in stink onsmaaklike moerasse. Hy sê ons noem onsself Christene, maar as jy soos ek is jy soms desperaat skaam oor hoe dof jou lig brand. Daar is baie meer rook as vuur, so min gebed, so min werklike getuienis, soveel depressie en moedeloosheid, maar die Here sê, skryf hy, hy sal die rokende lampet nie uitdoof nie. Moutaier skryf,
Hy is nie afwysend van ander nie. Hoe nutteloos of onherstelbaar ook al die gekneusde riet, hoe verby in hakkies en naby die dood die smeulende put mag lyk, hy kan die gebreekte riet herstel, die smeulende put weer in vlam blaas. Eersgenoemde is inwendig beskadig, laasgenoemde het 'n gebrek aan olie. Hy is bekwaam om beide te herstel. Ek skryf dan verder, God sien die waarde in 'n gekneusde riet, selfs wanneer niemand anders kan nie. Hy kan mooi musiek uit 'n gekneusde riet laat kom wanneer hy sy krag daarin sit. Alhoewel 'n rokende vlas wat gebruik word vir 'n lont op 'n olielamp vir niks goed is nie, weet God dat dit waardevol is en wat dit kan wees as dit weer met olie verfris word. Baie van ons, skryf hy, is soos die geknakte riet en ons moet met krag deur sy gees in die innerlike mens versterk word volgens Efesiërs 3 vers 16. Ander is soos die rokende lampet en ons kan net weer helder brand as ons deurdrenk is met olie. Hy gee aan ons 'n konstante toevoer en vervul ons weer met sy Heilige Gees. En dan haal hy laastens vir Redpath aangaande hierdie vers wat sê, God wil hê dat ons sy hart teenoor nederiges, gebrokenes en die wat seer gekry het moet hê. Dis maklik om by hulle verby te gaan, net so vinnig as wat die priester en die leviet op die pad na Jerigo die man verby gegaan het wat seer gekry het. Die oppervlakkige Christenwerker ignoreer daardie situasie. Hy of sy wil 'n sweer hê waarin hulle kan dien wat hulle talente waardig is. 'n Taak wat sy vermoëns of haar vermoëns erken. Iets wat groot genoeg is om al die opleiding wat hy of sy ondergaan het te regverdig. Maar in die oë van die Here is die toets van die ware diensknegt die vraag: buig ons met dieselfde nederigheid waarmee God buig oor 'n geknakte riet en 'n rokende lampet? Ek wonder, vriende, of ons besef hoe sag hanteer hy met ons werk. Hoe baie aandag hy gee aan die geknaktes en die wat kragteloos is. Dan gaan Jesaja voort in vers 4 en hy keer dit om en hy sê, hy sal nie dof brand of geknak word nie, totdat hy die reg op die aarde gegrond het en die eilande wag op sy leer. Redpath skryf so, hier is die knegt van die Here. Daar is geen kneusplekke aan hom nie, en hy is nie 'n rokende lampet nie. Hy is absoluut in staat om verlossing te bring, want hy is vry van al die swakhede en die mislukkings van die mens. Hy het geen letsels of gebreke nie. Hy is volmaaktheid en vol van sy majestueuse krag. Vriende, hier is die rede waarom die offerdiere in die Ou Testament, wanneer mense 'n offerdier gebring het vir hulle sonde na die tempel toe om 'n offer te bring, mag daardie dier geen gebrek gehad het nie. Geen letsel nie, geen gebrek nie, niks gebreek nie, niks tekort nie. Die dier moes volmaak wees. Waarom? Want dit was 'n vooruitskouing van die volmaakte diensknegt wat op pad was. Sonder letsel, nie geknak nie, nie 'n rokende lampet nie. Die volmaakte diensknegt. En daarom sal hy die reg op die aarde vestig. Maak nie saak hoe donker dit nou lyk nie. Maak nie saak hoe vuil en hopeloos dit nou lyk nie. Maak nie saak hoe absoluut donker alles om ons lyk nie. Hy sal die reg op die aarde vestig in sy eie tyd, want hy kan nie geknak word nie en hy kan nie dof brand nie. Die eilande wag op sy leer. Hierdie woord leer, die eilande wag op sy leer, is die woord Torah in die Hebreëus. Die eilande wag op sy Torah, dis die eerste 5 boeke van die Bybel, die Pentateug. Die eilande wag met ander woorde op sy wet, sy riglyne, sy waarheid, sy woord. En vriende, wanneer hy sy koninkryk in Jerusalem vestig, sal die nasies na hom stroom en na sy woord, want die mens besef dit nie, maar die mens is eintlik honger na God se woord. Ons vul dit maar net met ander goed
Mense gooi hulle lewens toe met allerhande ander goed, maar as jy eers hier die woord van God deel van jou lewe gemaak het, en jy het begin eet van die brood van die lewe, en jy het begin wandel in die weg van hierdie boek, dan raak al die ander goed onbelangrik. In vers 5 tot 9 gaan Jesaja voort, en hy sê, die Here van die ganse hemel, gee aan sy knegt 'n belofte, vers 5 tot 9, so sê God die Here wat die hemele geskape, en hulle uitgesprei het, die aarde uitgespan het, saam met wat daaruit voortkom, wat aan die aardbewoners die asem gee, en die gees aan wie daarop wandel. Ek, die Here, God praat met sy knegt, ek die Here het u geroep in geregtigheid, en ek vat u hand, en ek behoed u, en ek gee u as 'n verbond van die volk, as 'n lig van die nasies, om blinde oë te open, om gevangenes uit die kerker uit te lei, uit die gevangenes diegene wat in die duisternis sit. Ek is die Here, dit is my naam, en my eer sal ek aan geen ander gee, of ook my lof aan gesnede beelde nie. Kyk, die vorige dinge het gekom, en nuwe dinge verkondig ek, voordat hulle uitsprei, laat ek julle dit hoor. God sê eerstens wie hy is. Hy sê ek het alles geskape, ook die asem van die mens, en dan beloof hy sy knegt, hy sê ek sal hom bewaar tot sy bediening voltooi is. Hy is geroep in geregtigheid. Hy sal 'n lig wees vir die nasies. Hy sal blinde oë open. Hy sal die gevangenes uit die gevangenisse vrylaat, en hy sal die wat in duisternis sit uitlei. En ons Here Jesus self het gesê dat hy die vervulling is van hierdie skrifgedeelte. Ons lees dit in Lukas 4. Toe kom hy in Nasaret waar hy opgevoed was, en soos hy gewoond was, gaan hy op die Sabbat in die sinagoge en staan op om te lees. En die boek van die profeet Jesaja is aan hom oorhandig, en toe hy die boek oopmaak, kry hy die plek waar geskrywe is, die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbrysel van hart is te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig, en aan blindes herstel van gesig, die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. En nadat hy die boek toegemaak en aan die dienaar teruggegee het, gaan hy sit, en die oë van almal in die sinagoge was op hom gefestig. Toe begin hy vir hulle sê, vandag is hierdie skrif in julle ore vervul. En dan gee God aan ons sy naam in vers 8, hy sê, ek is die Here, dit is my naam. Clark skryf van hierdie naam, ek is die Here, dit is my naam, Here. Hy sê hierdie is die bekende tetragrammaton, of die naam van 4 letters, wat ons in ons taal skryf as Jehovah. Maar in die Hebreëus word die klinkers nie ingesit nie, en dit is net Y-H-U-H. Want die Jode spreek nooit die naam van God uit nie, nooit. Hulle is nie eers bewus van hoe werklik klink daar die naam as jy dit uitspreek nie, want hulle spreek dit nie uit nie. Is te heilig. Dis my naam. In vers 8 en 9 sê ek sal my eer aan geen ander gee, of ook my lof aan gesnede beelde nie. Kyk, die vorige dinge het gekom, en nuwe dinge verkondig ek, voordat hulle uitsprei, laat ek julle dit hoor. God gee sy eer aan geen mens nie, en hy is die enigste persoon wat in die toekoms weet wat gaan gebeur, en dit is waarom ek in hom glo, omdat hy 'n waarmaker is van sy woord. Petrus skryf in die Nuwe Testament, 2 Petrus 1, hy sê, ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee, soos 'n lamp wat in die donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte, terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek. Die heilige woord van God sê vir ons vooruit wat gaan gebeur in die breë konteks, en daarom wil ek vandag weer eens die leiers van alle ander wêreldgodsdienste uitdaag en sê, bring julle geskrifte, bring julle heilige boeke, bring alles wat vir julle belangrik is, en sit dit neer en wys vir ons waaruit
julle gode vir julle gesê wat gaan gebeur. Hulle kan nie, want hulle aanbid valse gode. Maar God sê, kyk, die Here is my naam, ek sal my eer aan geen ander mens gee nie, aan geen ander gee nie. En ek sal vooruit vir julle sê wat gaan gebeur. Daar is net een ware God en dit is hy wat sy nederige diensknegt gestuur het om die mens te verlos en dit vooruit vir sy volk gesê, dit vooruit vir ons gesê het en dit toe net so bewerk het in sy heilige krag. Die nederige diensknegt, die meesterplan van God, die volmaakte plan van God, die kragtige plan van God. En toe hy werklik aarde toe kom om te sterf vir die sonde van die mens, toe word hy gebore in 'n nederige vuil stal. En hy word groot in die huis van 'n skrynwerker. En hy besit niks behalwe die klere aan sy lyf nie. Hy genees melaatses en blindes, en hy vat aan die melaatses. Hy was die voete van sy disippels, en hy ry Jerusalem in op die rug van 'n donkie. En hy sterf soos 'n misdadiger aan 'n vloekkant. Daar was nie 'n greintjie hoogmoed in hom nie. Geen aanstellerigheid nie, geen vertoon nie, geen grootpratery nie, geen selfbelang, geen selfsug, geen opgeblaasheid nie, net suiwer, nederige liefde wat gestroom het uit sy diensknegt hart uit. En dit is wat hy ook van my en jou verwag. So moet dit onder julle nie wees nie, Matteus 20. Elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees, en elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet julle diensknegt wees. Net soos die seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien, en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Daar kort duidelik iets in groot dele van die kerk in die Weste. Die klem is op ander plekke. Die klem is op die beste, die grootste, die modernste, die mees indrukwekkendste. Dit trek miskien mense, maar dit verander nie harte nie. Kan nie. Dit betaal miskien die begrotings, maar dit bou nie die koninkryk van God nie. Dit kort iets. En wat kort dit? Dit kort die nederige hart van die diensknegt en dit kort die heilige hart van nederigheid. As die weg na die hart van die mens in grootsheid en in vertoon gelê het, sou God sy seun as 'n koning gestuur het en hy sou gebore geword het in 'n magnifieke paleis. Hy sou die beste van alles gehad het en hy sou die grootste van almal gewees het. Maar hy het nie. God stuur in sy wysheid sy seun as 'n nederige diensknegt. En hy vra ons om die voorbeeld van hierdie nederige diensknegt te volg. Dit is waartoe ons geroep word as bloedgewastes, om mekaar te dien, om mense te dien, om voete te was, om van onsself te gee, om te sterf aan onsself, soos hy gesterf het. Ek vermoed dat baie mense kerke sal verlaat in hierdie moderne Weste as hulle hierdie boodskap hoor. Want hulle het verstaan dat God van hulle heersers gaan maak as hulle hom volg. Baie belangrike mense. Dat hulle ryk en suksesvol gaan word as hulle hom volg. Dat God hulle groot sal maak in die oë van ander mense as hulle hom volg. Maar dis nie die evangelie nie, vriende.
Die evangelie is, daar is 'n nederige diensknegt wat ons roep tot nederige diens, van die 2 Mei loop, van voete was, van niks wees nie, van gee totdat dit seer maak, van ons word geroep tot armoede. Die sendelinge wat na die sendingveld toe gaan, leef baie van hulle in armoede, en hulle sterf in armoede, en dis waartoe die diensknegt hulle geroep het. Van werk tot ons moeg is, en help tot ons op is, en dit is die lied van die nederige diensknegt. En dit is 'n lied wat nie baie mense bereid is om saam te sing nie. Kan ek jou vanmôre vra, is jy bereid, is jy werklik bereid om die lied van die diensknegt saam met hom te sing? In ons konteks klink daardie lied onder andere so: Doen slegs u wil, Heer, u wil met my. U pottebakker met my die klei, vorm my en maak my, net soos u wil, op u slegs wag ek nederig en stil. Dis die lied van die diensknegt. Kan ek jou 'n geheim vertel? As jy sy diensknegt word, is jy op die kragtigste plek waar jy ooit kan wees. Daar is nie meer krag tot die mense beskikking as hulle wat hulle self voor hom verneder het en die rol van die diensknegt ingeneem het nie. Hoekom? Hy sê ek ondersteun my knegt en hy sê ek weerstaan die hoogmoediges. Miskien sê jy, en ek is klaar, maar Andries, ek wil nie 'n diensknegt wees nie. Ek is veel groter as dit. Ek wil heers, ek wil in beheer wees, ek wil my ding doen. Wel, die waarheid is, dan is jy nog nie gereed vir die koninkryk van God nie. Want in die koninkryk van God is ons eers diensknegte, voordat ons eendag saam met hom sal heers. En as ons harte eers gevorm is, dat ons volkome verstaan wat dit beteken om te dien, dan alleen is ons gereed, sodat God vir ons meer verantwoordelikheid kan gee as dit. Mag die Here ons help om soos hy te wees. Nederige diensknegte. Dis iets wat God in ons moet inbou, want dit is nie van self daar nie. Ons is van self, eie geregtig, hoogmoedig, selfgesentreerd en onafhanklik. Maar as God ons in die hande kry en ons onsself vir hom verneder, en hy ons harte omvorm om nederige diensknegte te word, dan kan hy in die toekoms meer aan ons toevertrou. Anders kan hy nie. Kom ons bid saam. Miskien sit jy vanmôre hier en ek wil hierdie geleentheid gebruik om aan jou 'n kans te gee om jou lewe voor hom neer te lê. Miskien is jy reeds sy kind, maar jy het nog nie verstaan dat die rol van die diensknegt is die rol van die disipel nie. Wil jy nie vanmôre voor hom kom buig? Net daar waar jy sit, in jou stoel, in jou hart, sê Here, ek buig voor u. Hier is ek. Maak my u diensknegt, u diensmaagd. Wat kan ek doen? Vir wie kan ek help? Waar kan ek gee? Vir wie kan ek ondersteun? Wat verwag u van my, Here? Wat moet u breek in my? Wat moet u vorm in my? Watter dele van my moet weggevat word, sodat ek 'n diensknegt kan wees, soos wat u was? Miskien het jy hom nog nie aangeneem as jou verlosser en saligmaker nie, jy weet nie wat dit is om 'n bloedgewaste kind van die Here te wees nie. Wil jy nie nou in hierdie oomblik, daar waar jy sit, uitroep na hom en sê, Here, ek is verlore, ek is 'n sondaar, vergewe my en red my en reinig my en skryf my naam in die boek van die lewe nie. Plaas jou vertroue in hom
Jy kan jouself nie help nie. Kan jouself nie red nie. Here, ek bid dat U elke gebed sal hoor en elke hart genees. Leer ons om die lied van die nederige diensknegt te sing met vreugde totdat U kom. In Jesus se naam.